Goeiedag liewe vriende, is Willem Petser hierso en ek is nou hier op die oewer van die Oranje rivier in Appington. Nou die rede hoekom ek in Appington is, ek het vanoggend 5 uur in die kar geklim en gery hiernaartoe, lekker 12 ure gery, is omdat hier 'n saak is wat onder my aandag gebring is. En dit is eintlik vir my belaglik, daar's soveel ontkenninge die wêreld vol van die ANC wat nou beweer dat daar gebeur nie onteiening sonder vergoeding in Suid-Afrika nie. Maar om vir u 'n bietjie konteks te gee van hierdie storie, net soos die vorige keer wat ons gepraat het oor die Hartbeespoortdam, hierdie erwe soos die een waarop ek nou tans staan, hierso op die oewer van die rivier, mens kan dit nie koop nie. Net soos by die Hartbeespoortdam, as jy op die dam wil bly, dan kan jy nie jou erf koop nie. So jy kan net hier by die munisipaliteit. Nou hoe dit gewoonlik werk en hoekom die mense sulke groot huise opsit en so aan, is omdat daar 'n waarborg is wat amper net so goed soos 'n kaart en transport of 'n titelakte is in jou reg om jou eiendom wat beskerm word as jy so 'n 10 jaar huurkontrak het met die munisipaliteit, dat hulle mag jou nie weier om hom te hernie nie. So jy kan 'n huis opsit op daai erf, dit gebeur hierso op die Oranje rivier, dit gebeur op die Vaalrivier by plekke soos Vaal Marina, op die Hartbeespoortdam, dit werk oral so. En jou eiendomsreg word beskerm deur jou reg om jou huurkontrak te hernie. So die saak hierso in Appington wat onder my aandag gebring is die saak van meneer Sakkie Spaggenberg. En hy het 'n venue hierso. Ek wys bietjie vir julle wat hierso is. So hy het hierdie boot waarmee hy toeriste uitvat op die rivier. Hy kry baie oorseese toeriste en dan het hy ook hierdie venue gebou en soos jy kan sien, dit lyk glad nie goed hier nie. So wat gebeur het is, die munisipaliteit het vir hom geweier om sy kontrak te hernie en hulle het sy kontrak, of eintlik nie eens die kontrak wat hy moes gekry het om te hernie nie, hulle het vir die ANC jeugliga nou toestemming gegee om hierdie venue wat hy hierso gebou het met sy eie geld te gebruik. So, sedert dit gebeur het, en dis nou al sedert 2016, beset die ANC jeugliga sy venue sedert 2016 en hulle beset dit en hulle maak lekker vuur daarso. Soos jy sien, die geboue begin al uitmekaar uit te val. Dit het baie beter gelyk. Hy het vir my foto's en video's en so aangewys van hoe dit gelyk het toe hy nog hier in beheer is. En die ergste van alles is, hy het 'n hele toilet-ablusie sisteem hierso gebou. Byvoorbeeld, nou hoe dit werk is, dit werk met 'n septiese tank wat jy dan nou elke keer moet leegtap as hy vol raak en dit in die munisipale rioolsisteem self invoer. Hulle het net die toilette gebruik en nooit die septiese tank leeggetap nie. En wat dit toe nou veroorsaak het, is al daai riool uit die septiese tank uit het nou hier in die Oranje rivier begin inloop, want hierdie ANC jeugliga mense wat nou hierso agter my sit by sy venue, maak nie die riool enigsins leeg nie. So die rede hoekom ek hier is om 'n groot ordentlike dokumentêr in Engels te vervaardig oor presies wat hier gebeur het. Ek het nou net vir u die feite gegee, die mees basiese feite gegee, maar daar's 'n reuse groot storie van korrupsie agter hierdie hele ding, van die ANC wat saamwerk in die munisipaliteit en die jeugliga wat nou die venue beset het, en almal van voor tot agter wat betrokke is hierso by, en hy het al 'n hofuitspraak gekry jare terug, tot in die Appelhof in Bloemfontein, wat sê dat hierdie huurkontrak moet hersien word en dat die ANC ouens hier moet verwyder word. Intussen het die ANC jeugliga se toestemming om hierso te wees ook uitgeloop, wat hulle van die munisipaliteit, van hulle vriende by die munisipaliteit gekry het, en hulle weier net om te loop. En die polisie moes hulle ook al lankal hier uit verwyder het, en die polisie doen dit ook nie. So die storie gaan ongelooflik diep. En hierdie is net die punt van die ysberg wat ek vir u hierso nou beskryf. Maar ek wil graag hê dat wanneer ek die volle storie op dokumentêr sit en dit in Engels maak en op YouTube sit en so aan, dat die elkeen moet dit gaan kyk, dat ons dit die hele wêreld in kan versprei, dat hierdie tipe onteiening sonder vergoeding vind plaas in Suid-Afrika. En net omdat dit soos hulle dit noem, 'n leasehold is, beteken nie dat dit nie onteiening sonder vergoeding is nie. Dit is presies dieselfde storie wat hulle nou probeer in Hartbeespoortdam.
En is presies dieselfde storie wat hulle ook nou probeer in Vaal Marina. Dit lyk vir my asof dit die een front is, of een van die fronte is, waarop hulle nou gaan probeer om onteiening sonder vergoeding, hoe sal ek dit stel, te begin, die onteieningsproses te begin, want dit is die plekke waar hulle dit nou al begin doen, soos wat jy kan sien hierso. Hoe belaglik is dit, om iemand se reg, om sy huurkontrak te hernie, van hom te ontneem. Nadat hy hierdie hele venue hier gebou het, die hele grondverskuiving hierso gedoen het, op die rivieroewer om het stewig te maak, dat die mense hier kan rondbeweeg, en dan gee hulle dit vir die ANC Jeugliga. Vir die ANC Jeugliga. En die ANC Jeugliga verwoes die plek, vernietig die plek. Hulle gebruik die ablisieblokke totdat die ablisie oorloop, want hulle pomp nooit die septiese tank leeg nie. Dis 'n reuse gesondheidsprobleem as al hierdie riool hier so in die rivier inloop, maar niks word daaromtrent gedoen nie. So, ek glo die groot dokumentêr, ek gaan nou die naweek baie hard werk en onderhoude doen en verdere ondersoek instel en al die inligting bymekaar maak en die bewysstukke bymekaar maak van presies wat hier gebeur het en die hofsaake wat hulle al gewen het om hierdie mense verwyder te kry wat ook basies verontagsaam word en dit alles saam sit op 'n dokumentêr en ek glo dit sal teen volgende week Dinsdag se kant gereed wees vir julle elkeen om te kyk. Maar hierdie is 'n baie groot saak, vriende. Dis 'n klinkklare bewys van dat onteiening sonder vergoeding besig is om plaas te vind. En dis hoekom ek besluit het, dis die moeite werd vir my om al die pad hierso Appington toe te ry 12 ure om hierdie dokumentêr te kom maak. Want hierdie moet 'n impak maak. Die wêreld moet sien dat dit is besig om te gebeur in Suid-Afrika. Toe Donald Trump gesê het mense se grond word beset en mense se eiendom word van hulle al weggevat sonder vergoeding, was hy nie verkeerd geweest nie. Hier is ons net nog 'n bewys daarvan en ons gaan 'n baie goeie produk vir u daar vrystel wat alles wys, al die hofbevelle wys, al die dokumentasie wys, al die getuienisse gee en hierdie naweek gaan ons baie hard werk daaraan om almal se getuienisse op video te kry. Die mense hierso in Appington sê hulle is moeg hiervoor, hulle het al geprotesteer teen hierdie ANC Jeugliga wat nou hierdie plek beset. Hulle het al alles probeer, niks word gedoen nie. Hulle almal is bereid om te praat op 'n video, so ek dink dit gaan regtig 'n groot impak maak en vir die wêreld wys dat dit besig is om aan die gang te gaan hierso in Suid-Afrika. Kyk net daarso. Hierdie ANC Jeugliga mense is permanent by die venue wat hulle vernietig het. Hulle bly daar. Hulle gaan nooit weg nie. Hulle hou net hulle beset net die plek. En dis belaglik. Mense vra altyd vir jouself, het hulle nie werk nie. Hoe kan hulle die hele tyd net hierso sit? Maar in elk geval, kyk net wat 'n pragtige plek is dit. Hoe mooi is dit hier op die rivier op die oewer van die Oranje rivier. Daar's my vriende, dis al vir nou. Ek glo dat wanneer ons nou klaar is met ons ondersoek en ons al die feite daar buite kan sit, gaan ons 'n baie groot impak kan maak en ek vra vir julle elkeen om my te help daarmee. Totsiens. God seën elkeen van u.